Vader, ons wil U loof en prys en sê dankie vir die geleentheid waar ons bietjie kan kyk na manne van die woord, selfs moontlik vroue van die woord, om te kyk hoe hulle saam U gewandel het, wat ons daaruit kan leer, wat U ons wil wys, sodat ons ook kan sien, hulle was wel geestelike manne en vroue, maar ook maar foute gehad, en ons sien U guns oor hulle lewe, U genade, wat U aan die mens en die mensdom toon, en help ons Vader om te kan leer, met dit wat aangeteken is vir ons as 'n voorbeeld. En ons loof en ons prys U daarvoor, Vader, in Yeshua se naam. Mag U vereer en verheerlik word. Amen. Goed, vandag kyk ons bietjie na Noag en sy wandel met God. Laas het ons gekyk na Adam, en dit was nou nogal redelik interessant. Ek gaan nie in detail gaan, ek gaan net baie kortliks, dankie, ietsie noem. En julle kan gerus luister ook die wat nie hier was nie, of wat wil inskakel en daai deel luister. Adam en Eva was geskape gewees na Vader se beeld en gelykenis, en ons sien weens die sonde het dinge bietjie verander, en die mens was geskep om te heers oor God se hele skepping, maar nie oor mekaar nie. Maar weens die sonde is dit deel van die vrou se straf vandag, laat die man moet oor haar heers. Dis deel van haar straf, omdat sy na die slang geluister het. Adam het sy eie verantwoordelikheid. En dis interessant hoe ons dinge in die wêreld oor die jare omgedraai het. 'n Vrou behoort nie te werk nie, die man moet werk. Dis die man se straf, die man moet werk. Die vrou gaan, julle kan daai gedeeltes lees, en sy moet aan haar man onderdanig wees. Dis deel van haar straf. Nou vandag het dit baie keer omgedraai, mans werk, die vrouens werk, en daarom is die vrouens nie meer onderdanig aan die mans nie. En ek sê nie dis 'n sonde as die vrou werk, nie glad nie. Maar ons sê Vader het orde daar gehad. Dit was sy straf gewees oor die mensdom as gevolg van die vrou se verantwoordelikheid, die man se verantwoordelikheid, en die slang moet op sy grond sy. Dis sy straf. Ja, op sy grond, waar hy moet hoort. Hy mag nie van die grond af opstaan. OK, maar lees dit gerus. Vandag kyk ons na Noag en sy wandel met God. Genesis 6 vers 1. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daarvoor hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, ander geskrifte sê die wagters, dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. Nou daai versie kan vir ons sê, hulle het net gevat wie hulle wou. En dis nie werklik die geval gewees. Dit wil voorkom, hulle het hulle skills, hulle vaardighede, hulle autoriteit gebruik om vrouens te koop. So ek het vir daai man gewys, dis wat ek kan doen, ek kan jou witchcraft leer, ek kan jou leer goud, ek kan jou leer metale werk, ek kan jou leer somme maak, ek kan jou leer lees, maar ek soek jou dogter. En dis hoe hulle vrouens bekom het op die aarde. Nou as jy na daai gedeeltes kyk, dan bring ons dit in by Noag, want dit was die rede vir die vloed. Goed. Toe sê Yahweh, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar, wat verskillende betekenisse kan hê. Dit kan wees dat die individu kan 120 word, of die mensdom se tydperk op die aarde is 120 jubeljare, wat dan vir jou 6000 jaar gee, wat skakel met die skepping en so meer. In die dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters, Shabbat Shalom, van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dis die geweldiges uit die ou tyd, die manne van Naam. So as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons die rede vir die reuse op die aarde is die seuns van God, of die engele wat by die dogters geslaap. So dis die vrug daarvan. Vers 5. Toe Yahweh sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was,
en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het dit Jahwe berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En dit is die rede hoekom ek nou gesê het wat ek gesê het. Die engele het nie net vrouens gevat soos hulle wou nie. Die mens en die engele het ooreenkomste gehad. Die mens in sy hart het hy verkeerde goed bedink. Die mens in sy hart wou magtiger wou meer goed bekom, wou meer goed doen, en daarom het hy onderhandel met die engele, en daarom is die mens in sy hart net boos. Anders sou Jahwe gesê, die engele het dit aan julle mense gedoen, daarom moet ek julle almal vernietig. Maar nee, die mens bedink altyd weer net boosheid in sy hart. So die mens was net so skuldig soos die engele. Dit het Jahwe berou. Nou berou het verskillende gedagtegange. Dink jy God het die mens kwaadlik geneem as die engele net kon doen wat hulle wou? Dis mos onregverdig. As die engele net die dogters gevat het, hulle verkrag het, en as gevolg van dit engele laat baar het en Nephilim laat baar het, sal God die mens straf as die mense dit nie kon keer nie? Nee, hy sou nie. Hy's righteous. So die mens het ooreengekom met daai gevalle engele om goed te doen. Goed. Wat was die mens se bydra in hierdie hele sage en die afvalligheid, die sondige lewe? Die mens moes 'n deur geopen het, ons kon hierdie dinge nie gebeur het. Dit het Jahwe berou. He breathed strongly, hy het gesug. By implication he was sorry. Daar was smart in sy hart. To worry, to have pain, to have anger, to be displeased, to be hurt. Dan word die mense het hom seer gemaak. Maar die mense het nie gedoen wat hulle moes doen. Genesis 6:7 en Jahwe sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee, en die kruipende diere, en die voëls van die hemel, want dit berou my, dat ek hulle gemaak het. Nou kan jy dieselfde vraag vra, wat het die arme diere gedoen? Wat het die diere gedoen? Hoekom mens en dier? Ek lees 'n gedeelte wat ek uit die ander geskrifte uitgehaal het, wat nie deel is van die Bybel nie, maar wat moontlik deel kon wees of gewees het. And all the others together with them took unto themselves wives, and each chose for him one. And they began to go in unto them to defile themselves with them, and they taught them charms and enchantments and the cutting of roots, and made them acquainted with plants. And they became pregnant, and they bare great giants, whose weight was 3,000 ells. Okay, 1 kilometer hoog kon van hierdie engele geword het. Hierdie gevalle is nie nou. 1 kilometer. Goed. En dit klink vir ons nie moontlik. Daar's 'n ander siening, en ek noem dit net, ek gaan nie in detail ingaan, as jy sou belangstel om te kyk of dit waar kon wees, daar's 'n ding soos matfossils, waar hulle bewys berge, is eintlik reuse vir hulle. Goed. 3,000 ells, who consumed all the acquaintance of men. And when men could no longer sustain them, the giants turned against them and devoured mankind. And they began to sin against birds and beasts and reptiles and fish. Hoekom dink julle lyk Dagon soos hy lyk? Weet julle wie is Dagon? Een van die gode wat hulle aanbid, is 'n mens met 'n verskop. So 'n ding is gebore toe hier die Nephilim met visse gemeenskap gehad. So hulle het die hele
skepping wat God gemaak het, defile, hulle het voortgeplant met alles wat leef. Dis hoekom God die mens en dier moes vernietig. And they began to sin against birds and beasts and reptiles and fish and to devour one another, flesh and drink blood. And the earth laid accusations against the lawless ones. Nou dis 'n baie interessante gedeelte. Daardie tyd het die aarde uitgeroep tot Jahweh. Die aarde het hulle aangekla oor dit wat hulle op die aarde doen. Die mens het nie. Die mens het nie na Jahweh gegaan en gesê, help ons, kyk wat gebeur. Die aarde het dit gedoen. Dis hoekom die aarde dit vandag nog doen. Die woord sê uitdruklik, sê Moshe vir die volk, as julle in hierdie beloofde land ingaan en julle is ongehoorsaam aan Jahweh, sal die aarde julle uitspoeg. Goed, gaan nie nou oor die aarde en wie hy is en wat die aarde kan doen en so meer nie. Onthou, jy's uit die aarde geneem. Jy het net 'n lewende siel geword. Okay. Watchers have disclosed and have taught their sons, and the whole earth has been corrupted through the works that they have taught by Azazel. To him ascribe all sin. Nou as jy na hierdie boeke kyk, ons het 'n teologie wat ons geleer het, en ons teologie is dat die serpent Eva verlei het, en daardeur het Adam gesondig en sonde het in die wêreld gekom. Goed. As jy verder, en dit is hoor, staan in ons woord so, maar as jy verder kyk na hierdie geskrifte, alle sonde kom nie Lucifer toe nie, kom nie Satan toe nie, kom Azazel toe. Hy is die een wat die mense kom leer sonde doen het, op groot skaal. So alle sonde word hom toegereken. Wat gebeur met die dag van atonement, wanneer die offer gebring word, die hoofpriester gaan in die allerheiligste in, die bloed word gegee as 'n offer, en voor hy ingaan word, die hande op die scapegoat geplaas, 2 bokke. Wat word die bok genoem? Azazel. So al die sonde word op Azazel geplaas. En daai bok gaan in die woestyn en hy sterf. Goed. Ek sê nie wat ons glo is verkeerd nie. Ek sê net daar's ander gedagtegange ook. So Azazel is die oorsaak van alle sonde volgens daai boek. In the Hebrew Bible, the name Azazel represents a desolated place where a scapegoat bears the sin of the Jews and sent there during Yom Kippur. So hulle hang aan by wat Enoch sê. Hulle sê dit is wat gebeur het. So die sonde, hulle glo natuurlik nie in Satan en daai goed nie. Hulle glo in 'n accuser. Hulle glo hy's iets anderste. Maar ons gaan nie nou daarin nie. They taught the people warfare and metalworking. Azazel taught the creation of weapons like swords, knives, shields, and breastplates, as well as the mining and the working of metals. Cosmetics and adornments. The Watchers taught the use of anatomy for beautifying eyelids, dyeing, and the use of jewelry, ornaments, which facilitated lust and seduction. So dis hoe daai sonde in die wêreld gekom het, want die Watchers het die vrouens geleer om mans te verlei, deur make-up, deur juwele, deur sulke goed. Sorcery and magic. They introduce enchantments, sorcery, spells, and the cutting of roots. Pharmacology. The branch of medicine concerned with the issues, effects, and modes of actions and drugs. Medisyne, sekere medikasies. Astrology and divination. Specific angels taught knowledge of the stars, the moon, the sun, and omens. Forbidden arts, knowledge of clouds, signs of the earth, the signs of the sun was also revealed. Who taught what?
the fallen angel Penimu is specifically created with the credited, with the teachings of art and writing with ink and paper. Die mens was nooit op daai stadium geselekteer om te kan skryf nie. Jy moes nie skryf nie. Jy moes nie wiskunde kon doen nie. Niks van daai goed. Dit was nie ons tyd vir dit nie. Dit sou dalk later kom, maar dit was nie ons tyd nie. Want deur dit het die mens homself verhewe. Deur dit het die mens van God afvallig geraak en hierdie goed aangaan in plaas van Jahwe. Nou het hulle vertrou op sekere medikasies in plaas van Jahwe. Nou het hulle vertrou om goed self uit te werk in plaas van God te vertrou wat gaan gebeur. So daarom is al die sonde as Azazel toegereken. Context in Enoch the Watchers was a group of angels who descend to earth, married human women, and shared forbidden knowledge that brought sin and violence to the world. Other knowledge, besides writing, the Watchers taught, the making of weapons and swords, cosmetics, astrology, sorcery, and meteorology. Measurements of the world, understanding distance and the movements of celestial bodies. Result of knowledge, the teachings were viewed as sinful because they were not intended for humanity, leading to vanity, warfare, and the departure from the divine wisdom. Goed, so ek het dit net ingebring, ek sê nie dit so nie, ek sê nie dit is feitelik nie, ek sê daar is sulke boeke wat deel was van die Bybel wat uitgehaal is wat hierdie goed vir ons uitspel. En nou kom ons terug by Noag, want weens dit het Jahwe die aarde met alles, mens en dier daarop vernietig, behalwe die wat in die ark was. Goed, maar Noag het genade gevind in die oë van Jahwe. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige en opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Hier sien ons soos Henog met God gewandel het, so het Noag ook met God gewandel. Dan word die gedeelte ingebring wat sê hy was 'n regverdige en opregte man, wat inspeel of sinspeel onder sy tydgenote. Dit beteken hy was dalk nie so heilig nie, maar as jou meet aan die mense van daardie dag, was hy definitief 'n regverdige en opregte man. Nou sy saam Jahwe gewandel het, sou hy sekerlik gewees het. En as jy nou kyk na die geskiedenis van die gevalle engele en die Nephilim en al daai dinge, dan sien ons dat die aanname wat gemaak was, is sy gene, sy DNA was nie korrup nie. Die enigste man op daai stadium in die hele wêreld wat nie korrup was met Nephilim. So God moes hom gebruik, as hy gesterf het, was ons vir ewig kon aan ons Vader voor by Adam begin. Goed. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet, maar die aarde was bedorwe voor die aangesig van Elohim, en die aarde was vol geweld. Shachtag is daai woordjie se naam. A decay, it was a ruin, it was totally corrupted, it was destroyed, it perished. So daar was niks anders wat gedoen kon word, behalwe om alles te vernietig en weer te begin skoon te was. Toe sien Elohim die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En Elohim sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maar maak vir jou 'n ark van 'n kofferhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. Die woordjie ark beteken maar net 'n boks. 'n boks. Daai stadium was daar nie bote en sulke goed gewees nie, so daar was geen verwysing van maak vir jou 'n skieboot, maak vir jou visserboot, maak, daar was die boot in. Goed, maak vir jou 'n boks. Hy verstaan wat 'n boks is. Genesis 6 vers 15. So moet jy dit maak, 300 L die lengte van die ark, 50 L die breedte en 30 L die hoogte.
'n opening moet jy aan die ark maak en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant sit. Jy moet dit met die onderste, tweede en derde verdieping maak. Nou as ons nou kyk na die verhouding wat Noag met Jahwe gehad het hierso, moes hy hom baie duidelik kon hoor, baie mooi kon verstaan, om 'n argitektuurtekening te maak van die hele ark en om daarvolgens te bou. Dis nie hy het varkvleis geëet en 'n droom gehad het. Hy het geweet wat hy moes doen. Jahwe het ons spesifiek gewys, spesifiek verduidelik. So hy het 'n intense verhouding met Elohim gehad. Hy het presies geweet wat om te doen. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees wat lewe. Alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is sal sterwe. So elke liewe ding wat asemhaal moes sterwe. Hy moes Elohim baie duidelik gehoor het om soveel detail aangaande die ark te kon kry. Die woord sê hy het saam met Elohim gewandel, galak, to walk with, along with, to continually walking with him. So dit is nie 'n once-off wat God net hier aan hom verskyn het nie. Hy het gewandel saam Vader en dit is wat ons 'n paar weke terug mos gesien het. Hoe doen jy dit? Genesis 6:18. Maar met jou, dis Noag, sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. En van al wat lewe, van alle vlees moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet dit wees. Moes Noag hulle gaan vang het? Moes hy hulle gaan haal het? Of moes hulle net in die ark ingegaan het? Met ander woorde, moes hy dit toelaat, laat hulle ingaan. As daar meer as 2 is, hulle wegwys. Dit wil voorkom of die mens hier nog nie vleis geëet het nie, behalwe die wat deur die Nephilim verorbe was. Die mens self het hier nog nie, was nie deel van sy dieet nie. Genesis 6 vers 20, van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte en van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. So Jahwe sê vir die diere wat moet van. So hy het hulle geselekteer. Hy het geweet watter van hulle se DNA was nie vermeng met die Nephilim. So daarom het Jahwe self die diere gekies, soos Noag. Genesis 6 vers 21. En jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word, nie net dit wat jy wil eet nie, dit wat jy eet is, dit wat ek sê jou kos is. Neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. Nou vra ek 'n vraag. Het Noag geweet hoe lank hy op die ark gaan wees? Ek wil so glo, maar dit staan nie in die woord nie. Anders het hy geweet hoeveel kos hy bymekaar is. As hy al die ander detail gehad het, sou Jahwe seker vir hom gesê, soveel dae, soveel nagte en dan sit verby. Kry jy genoeg kos daarvoor. Maar dit staan nie in ons woord so nie, maak net logies sin. En Noag het dit gedoen net soos Elohim hom beveel het, so het hy gedoen. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons Noag se verhouding met Jahwe en hoe hy sy stem duidelik kon hoor. Geëvalueer het, dit is Jahwe wat met my praat. Daarom het hy gedoen wat Jahwe sê. As Jahwe nou vir jou sê, jy moet iets begin doen op die aarde, iets wat heel vreemd is, gaan jy dit net begin doen? Of gaan jy dan eers seker maak, hy praat met. Dit het hierdie man 100 jaar gevat om hierdie ding te bou.
So nie eers hoe oud ons word vandag nie. So lank het dit hom gevat om die ark te bou. So hy moes dan bietjie seker wees. Dis Jahwe wat met hom praat. Daarna het Jahwe aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig gevind voor my aangesig in hierdie geslag. Het Noag geweet wanneer dit gaan begin reën? Ja. Kom ons kyk. Sekerlik het hy geweet dat die tyd naby was, toe die diere in die ark begin ingaan. Toe moes hy dan nou seker ding luister, is seker nou nie meer so ver nie, want hoe lank gaan hierdie diere nou in hierdie boks bly? Voordat dit nou tyd is dat die waters kom. En toe Elohim vir hom sê, dat hy in sy huis self in die ark moes gaan, het hy ingegaan? Nee. Hy het nie ingegaan nie. Hy het eers ingegaan toe dit begin reën. 7 dae voor die tyd sê Jahwe van Noag, jy en jou familie gaan nou in. Hulle is buite. Kom ons kyk of ek baie praat. Eers toe dit begin reën, toe gaan hulle in Genesis 7 vers 4, want oor nog 7 dae sal ek laat reën op die aarde, 40 dae en 40 nagte, en al die lewende wesens wat ek gemaak het, sal van die aarde verdelg word. Vers 7, en Noag en sy seuns en hulle vrou en die vroue van sy seuns saam met hom, het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed. Van die reindiere, en van die diere wat nie rein is nie, en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip, het daar 2 na Noag in die ark gegaan, mannetjie en wyfie, soos Elohim Noag beveel het. Na die 7 dae kom toe die waters van die vloed op die aarde. Ons sien ook na die vloed dat Elohim met Noag praat. So hy het nie opgehou om 'n verhouding met hom te hê toe die nood verby is. Vers 15, en God het met Noag gespreek en gesê, gaan uit die ark uit. Eers sê hy vir hom, gaan in, nou sê hy vir hom, julle, dis nou verby. Jy kan nou maar uitgaan. Gaan uit die ark uit, jy en jou vrou en jou seuns en die vroue van jou seuns saam met jou. So almal van julle gaan uit en begin 'n nuwe lewe. Noag toon sy dankbaarheid aan Elohim, vers 20. En Noag het vir Jahwe 'n altaar gebou en van al die reindiere en al die voëls geneem en 'n brandoffer op die altaar gebring. So dit wys ook vir ons in die verhouding met Jahwe. Wanneer jy 'n verhouding met hom het, wanneer hy iets goeds doen aan jou, wanneer hy jou help, moet jy dankbaar wees. En jy moet vir hom sê dankie, bring vir hom 'n dankoffer vir dit wat hy jou gedoen het. Want dit het ons al menigte kere gesien en beleef. Daar's 'n biddag vir 'n reën en 'n biddag vir dit en 'n biddag vir dat, en sodra dit klaar is, daar geen biddag om te sê dankie. Goed. Vers 21. En Jahwe het die lieflike geur geruik en Jahwe het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie. Want die versinsel van die hart, van die mens se hart is sleg van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het. Nou kan ons hier verskillende dinge inlees wat dalk nie so is nie, want onthou die aarde was vervloek weens Adam, soos ons. Beteken dit daai vloek is nou gelig? Nee, dink nie so nie. Daar's nog dorings, daar's nog dussels vandag nog. Dis deel van die vloek. Die man moet werk om voedsel op die tafel te sit. Dis deel van die vloek. Adam was nooit vervloek nie, maar die aarde was vervloek. Hierdie verwys na Jahwe se besluit om alle wesens wat asemhaal te vernietig, die aarde te vervloek en dit skoon te was. Nou sê hy, ek sal verder nie meer so 'n drastiese stap neem. Daarom sal jy sien, met tye sal 'n hele gemeenskap uitgewis word. 'n Hele dorp, 'n hele stad, 'n hele gebied, maar nie weer die hele aarde. Van nou af sal die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. Vers 1 hoofstuk 9. En Elohim het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder
en vul die aarde. En hier sien ons 'n enorme verandering in die verhouding tussen mens en dier. En die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere. Van nou af sal die diere nie by jou kom sit nie. Die leeu sal nie sy kop op jou skouer kom lê. Die olifant sal nie met sy slurp jou oor mee krap nie. Dis verby daar. Hulle gaan nou bang wees weer. Hulle gaan nou wegvlug van jou. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see. Hulle is nou in julle hand gegee. So nou kan jy hom maar eet. Hy gaan nou van jou wegvlug. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles in julle. Dit was eers net die vrugtebome wat saad gee, net met saad, en as daar nie 'n saad in is dit nie van Jahwe nie, is nie sy kos nie. Dit wat saad is aan die vrugtebome is joune. Toe hulle uit die tuin uitgaan, toe kom al die groen plante by. Want daar was nie soveel vrugtebome soos in die tuin van Eden nie. So nou moet hulle die eet verbreed word. Want wat eet hulle? En nou sien ons na die sonvloed, nou kan hulle diere ook eet. Maar daar's 'n voorwaarde. En hier is die voorwaarde. Net die vlees met sy siel, met sy bloed mag jy nie eet. Met ander woorde, jy kan alle diere eet. Alles wat beweeg kan jy eet, maar nie lewendig. Maak hom dood. Dan kan jy hom eet. Okay? Hy moet dood wees. Want ek glo die Nephilim het die diere so lewendig verordening. Nou sê Jahwe, julle kan nie die diere eet. Maar jy moet hom doodmaak. Jy moet hom slag. Met sy bloed, sy siel in sy bloed, as hy nog lewe mag hy nie eet nie. En dit gebeur natuurlik in ons land vandag, né? Weet nie of julle weet nie. Daar sekere kulture wat rituele doen, en terwyl die bees loop en bulk sny hulle 'n stuk van sy bout uit en hulle eet dit. Terwyl hy lewe. Dis wat hulle doen. En dis wat Jahwe sê ons niemand doen nie. Vers 12, die Elohim het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, 'n ewige geslagte. Nou ons sien in die vorige gedeelte, sien ons Jahwe het 'n verbond met Adam gehad. En Adam het die verbond oortree, hy was ongehoorsaam. Nou sien ons deur Noag word 'n verbond gesluit, maar nie net met Noag en sy nageslag nie, nie net met alle mense nie, ook met alle diere. So Jahwe sê vir die diere, ek sal jou beskerm. Ek sal jou nie weer verdrink nie. Die verbond is met mense en diere. My boog gee ek in die wolke, dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond. So Jahwe sê vir ons, ek bring hierdie teken sodat ek elke keer as ek die wolke sien, en ek dink Jahwe sien elke dag 'n reënboog, iewers daar op die aarde. As ek dit sien, sal dit my herinner aan my besluit, ek gaan nie weer alle mense doodmaak. Dis my, julle is nog steeds wicked, julle is nog steeds afvallig, julle versinsel in jou hart is nog steeds sleg, maar ek het besluit, ek sal dit nie weer doen. Okay, daarom sien ons 'n derde, ons sien 2/3 van die mense, maar ons sien nie die alle mense wat gaan sterwe in die toekoms sal kom. Want Jahwe het gesê nie almal. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtenis te wees aan die ewige verbond tussen Elohim en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is. En Elohim het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees op die aarde. So nou sien ons die reënboog. Hoeveel van ons erken die reënboog? Sê dankie vir Jahwe as ons die reënboog sien en sê Abba, ons loof en prys U dat U ons sondige mense nie nou net weer vernietig nie. Hoeveel mense op die aarde weet hoekom die reënboog daar is?
Matteus 24:37 en net soos die dae van Noag was, so sal die koms van die seun van die mens wees. Nou hom kan jy baie wyd uittrek oor sekere dinge wat gebeur het, in die Nephilim se betrokkenheid, die sonde en so meer. Jy kan alle daai dinge intrek, want Jasua sê net so sal dit wees. En dan gaan hy voort en hy sê die mense gaan drink en eet en trou en alles doen, en hulle gaan nie agterkom ek is voor die Here nie. Hulle gaan nie weet ek sê nie. Hebreërs 11:7 Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot die redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. So Noag het besluit, ek sal glo wat ek hoor, ek sal glo dit wat Jahwe my wys, ongeag die mense se gelag, ongeag die gespottery, ongeag al hierdie dinge waardeur ek en my familie moet gaan, sal ek doen wat Jahwe my sê. En dit is hom tot geregtigheid gereken. So ons sien dis baie duidelik dat Jahwe 'n verhouding gehad het met Noag. Noag was 'n regverdige man, hy het gewandel saam met hom. Ons sien dat Jahwe hom 'n instruksie gee, hom gekies het om die saad voort te laat spruit, sodat die Messia op die einde van die dag kan kom. Soos wat aan Adam en Eva gesê is. En dan sien ons, hy het gehoor gegee, hy het geshama, hy het gedoen wat Jahwe hom gesê het, dit omtrent 100 jaar gevat om hierdie boks te bou. Die diere het gekom en wat het gebeur? Toe almal in die ark is. Toe sluit Jahwe self die deur om. Jahwe het hulle binne toegesluit. Dis dieselfde met ons. So beskerm hy ons ook. Soms maak hy ons toe, soms verseël hy ons, sodat die invloede van buite, sodat die mense hulle gebruike van buite jou nie kan beïnvloed. Dan sien ons na die vloed het Jahwe voortgegaan met sy verhouding met ons. Hy het weer met hom gepraat, hy het aangegaan, hy het hulle geseën, hy het gesê wees vrugbaar en vermeerder, vul die aarde. Die verbond word gemaak met alle wesens op die aarde. En dit is kosbaar as ons hierdie dinge sien, dan weet ons Jahwe het 'n plan. Hy wyk nie van sy plan af nie. Dit kan vir ons lyk dit gaan nooit gebeur nie. Hy staan buite tyd. So sy plan se uitvoering kan 10 jaar vat, kan 100 jaar vat, kan 1000 jaar vat. Ons kan dit dalk nie eers sien nie. Maar hy weet wat hy doen. Hy weet wat hy beplan. Hy weet wat hy uitrol. En hy is op pad soontoe. En die hele mensdom sal soontoe gaan, want dis wat Jahwe gesê het. Dis wat gaan gebeur. Ons is baie na in 'n groot seisoen wat aanbreek, dinge wat gaan uitrol, dinge wat gaan gebeur, en ons moet luister, ons moet reg wees, ons moet gereed wees. Soos Noag, as Vader vir jou sê, doen dit, maak dit, kry 'n stukkie grond daar, doen dit, moet jy maar luister. Aba, ons loof en ons prys U, ons dankie dat U ons belange op U hart dra. Ons dankie dat U die beste vir ons wil hê. Ja, Vader, ons leef in 'n wêreld sekerlik baie na in sekere plekke, sekere areas, soos wat dit was in die dae van Noag. Sekerlik het ons nie 'n begrip, 'n idee van die volheid daarvan. En ons kan net vir U vra dat U ons guns gee, dat U ons genade sal toon, dat U met ons sal praat, dat ons sal sien en sal hoor wat U vir ons beplan, wat U wil hê ons moet doen, hoe U wil hê ons moet lewe en ons posisioneer sodat ons in die laaste seisoen kan inbeweeg saam met U, sodat U koninkryk hier op aarde gevestig kan word. Dankie dat U ons vernuwe, dat U ons oplig, dat U ons vashou. Ons loof en ons prys U daarvoor, Vader, in Jasua se groot naam. Dankie vir manne soos Noag, wat gehoor gegee het aan die stem. Dan was ons nie hier nie. Ons gee al die eer, Vader, in Jasua se naam. Amen. As hy